Baie hartlik welkom ook aan ons aanlyn kykers op hierdie nuwejaarsdag 1 Januarie 2026. Mag dit vir u 'n geseënde jaar wees. Mag die lig wie se koms ons gevier het, uiteindelik ook die lig wees wat ons in 2026 lei. Baie welkom by die geleentheid en mag dit vir jou ook 'n geseënde geleentheid wees as ons vandag saam is. Vriende, ons gaan uit die Here se woord uit lees vanoggend en as julle gaan wonder hoekom ek nou al die derde keer Johannes 1 gebruik, maar ek glo dat die Here ons daarmee nog steeds wil lei. As ons ook die gebed bid van lei U ons lig in hierdie nuwe jaar wat vir ons voorlê, maar ons gaan twee teksgedeeltes bysit sodat ons uiteindelik vir mekaar sê, maar wat is dit wat die Here dan ook vir ons vir die nuwe jaar wil sê. So ek wil graag begin, alhoewel ek gesê het ons Johannes 1 lees, wil ek julle vat na twee ander gedeeltes eers. Ook in Johannes, maar kom ons kyk gou daar. Dit is, nou kom dit uit, ek het geweet, ek gaan dit in my doen, kom ons sit hom net gou daar is hy. Ek dink belangrik, Johannes 14. Johannes 14 vers 27, dis deel van Jesus se afskeidsrede, hoofstuk 14 tot 27 in die evangelie. En op 'n stadium praat hy met sy disippels oor sy weggaan. Nou in 'n sekere mate los ons 2025 agter, ons gaan aan in 2026. En dan is dit belangrik, ons het dit nou net so pas gesing ook, dat die Here vir ons vrede gee. So, kom ons hou hierdie vas vir ons aanloop na vandag toe. Vrede laat ek vir julle na. My vrede wat ek vir julle, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. En dan sal julle mooi onthou, 1 vers 1, of by 14 vers 1, presies dieselfde woorde. Moenie dat julle hart ontsteld wees nie, glo in God, glo in my, die huis van my Vader is daar baie woonplek. Interessant is, die Message vertaal vers 27, en ek het dit net vir julle by mekaar gesit, I'm leaving you well and whole. That's my parting gift to you. Peace. Hulle daai van gee ons vrede. Dan gaan ons lees, en dis ook, julle gaan in die week ook daarna kyk, is die gedeelte in Kolossense 1 vers 27, en dan sê hy die volgende, God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Ek het nou nie bygesit nie, die Passion Translation in die geel, vers 27. Living within you is the Christ who floods you with the expectation of glory. Living in you is the Christ who floods you with the expectation of glory. As jy daai twee het, en jy maak hulle vas, en soos ek sê, jy gaan in die week met hulle weer werk. Kom ons luister dan na Johannes 1 vers 4. Oor Jesus. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Ons het net nou gesing, dat die Here ons in duisternis moet bewaar. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes, hy het gekom om te getuig, hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Dan het ons in die tyd van Advent bevestig, die ware lig
wat elke mens, onthou weer die elke mens, mag julle hoor as ons slotsang sing, helder skyn ons lig, u lig vir die nasies, helder glans om die mense te verlig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. En ons kan hom daar dubbel interpreteer. Eerste koms, menswording, Bethlehem, maar daardie ware lig kom ook terug met die wederkoms. So dis ook ons verwagting in hierdie dae in 2026 is dat ons het sopas die eerste koms gevier, ons sien reikhalsend uit na die wederkoms, dat hierdie lig ook op pad is na die wêreld toe. So vriende, hoe wil die Here ons help as ons na 2026 kyk? Ek het reeds gesê, die 31ste, gister, die eerste vandag, lyk nie regtig anders nie. Die gemiddelde van ons wat hier sit, is redelik vandag waar ons gister was. Maar daar's tog by mense 'n stuk onsekerheid. Daar's so mengsel by jou, mixed emotions. Daar's hoop, daar's onsekerheid. Almal van ons vertrou dis 'n beter jaar as 2025. So in ons binneste is daar goed waaroor ons vandag dankbaar is. Daar's goed wat ons gesê het, "Jo, dis dankie tog, dis klaar. Dit het my moeg gemaak, dis agter die rug." Maar die realiteit van vandag is dat jy nog steeds hier sit en sê, dis die 1 Januarie, ek is dalk met vakansie, ek moet of die 5de Januarie begin werk, of die 12de Januarie, of die 19de, of ek het nog nooit ophou werk nie. So daar's dinge wat jy vandag hier sit en sê, maar ek verstaan hierdie goed nog steeds nie. En jy sit dalk volgende jaar hier saam met my, DV 2027, en jy sê, maar ek verstaan daai selfe goed nog steeds nie. En as dit nie omdat daar met jou fout is nie, maar ek dink hier daar's party goed in die lewe wat ek en jy nooit gaan verstaan nie. En dalk moet ons ophou om onsself moeg te maak met goed wat ons probeer verstaan, wat ons nie hoef te verstaan nie. En wat maak dat die goed wat ons moet doen, en wat die Here van ons vra om te doen, dat ons dit sal doen. En dat ons dit los. Want wat maak die Bybel as dit kom by 'n nuwe jaar? Die Bybel is natuurlik vol beloftes vir die nuwe jaar. Maar nêrens beloof die Bybel dat die paaie van 2026 maklik gaan wees nie. Wat hy wel sê. Wat hy wel sê. Eenvoudige waarheid. Die lig skyn in die duisternis. Ongeag wat in 2026 wag, die lig is daar. Die lig is daar. Ek het reeds vir julle gesê, Johannes sê dit in vers 9 van hoofstuk 1, die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Nou kan ons vir mekaar sê, vervulling van die adventsbelofte, sy eerste koms, maar terselfdertyd ook 'n verwagting van sy wederkoms. Baie belangrik, elke mens. Die lig wat elke mens verlig. So hierdie lig, en ek spel hom met 'n hoofletter, baie duidelik, is nie net vir sekere mense nie, dis nie ook nie net vir sekere seisoene van ons lewe nie. So die nuwe jaar begin dis nie leeg nie. Dit begin verlig.
ander woorde, daar's lig. Sekonde na 12, 2026, was die lig steeds daar. En die lig gaan nie weg nie. Die lig gaan aanhou om elke dag mense te verlig. So jy kan vandag hier sit met 'n sekerheid. Selfs waar ek nie weet wat wag nie, loop ek nie in die donker nie. Die lig is daar. Nou kom ons trek vir Paulus nader. Paulus help in Kolossense 4, of Kolossense help Paulus ons. Kolossense 1:27. En wat sê hy daar? Hy sê Christus is in julle. Christus is in julle. En dis die hoop vir die wêreld. So hoor jy wat God maak? Hy sê ek is hier. Die lig is hier. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kan nie die lig uitdoof nie. Die lig is in julle. So gaan wees hierdie lig. Filippense 2. Tree onder op wat? As ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra. So, behalwe dat 2026 verlig is Christus in ons. En dis die hoop vir die wêreld. Hoor mooi op hierdie dag. God se teenwoordigheid is nie net buite ons nie. God se teenwoordigheid is in ons. Ek wil tog gaan leen by Advent. Soos Maria nuwe lewe in haar gedra het. So dra ons nou daagliks Christus se teenwoordigheid in ons alledaagse lewe. Christ in me. Verlig. Christus in my. Wat beteken dit? Die derde gedagte. Hy is nou in beheer. Ek is nie meer die kontrolfreak nie. Hy is in beheer. Hoe beheer hy? Wanneer ek hom vertrou. So wat is my wens vir jou? Terme van jou geloofsreis vir 2026. Is dat jy al meer sal groei. Om jou beheer van alles te laat gaan. En om jouself toe te vertrou aan God se liefde. Om God te vertrou. Want hy is in beheer. Goeie nuus. 2026 vra nie perfekte mense nie. 2026 vra mense wat vertrou. Wat sê nogtans? Sal ek in die Here jubel? Sal ek juig? En God my redder. So ek gee die beheer oor. I'm no longer in control.
En omdat hy in beheer is, hoef ek nie die heeltyd op braaitjies te ry nie. Hoef ek nie die heeltyd spotlights aan te hê wat die pad oopmaak tot in 2027 toe nie. Want die lig kom rig die pad. En wanneer ek leef vanuit verwondering en respek en eerbied, iets wat ons in Suid-Afrika dringend nodig het, dan gaan ons die wêreld anders sien. Ons gaan met sagter oë en sagter harte en oper hande lewe. Daarom wat ek net nou gebid het en gesê het, die lig wys nie altyd die hele pad nie. Maar daar is altyd genoeg lig vir die volgende tree. Onthou dit. Hou vas daaraan. Daar's genoeg lig vir die volgende tree. Christus in ons, die hoop vir die wêreld. Ek en jy gaan nou hier uit. As ligdraers, maar ook as hoopdraers. 'n nuwe jaar word nie verander deur groot voornemens nie, maar deur mense wat lig dra en hoop gee waar hulle is en leef. Want dis hier wat Jesus kom en sê, julle is die lig vir die wêreld. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle Vader wat in die hemel is, sal verheerlik. Nou hoor ek weer oor Johannes. Daar was 'n man van God gestuur. Sy naam was Johannes. Hy moes getuig oor die lig. Hy was nie self die lig nie. Laat skyn julle lig, sodat julle Vader in die hemel verheerlik word. Because it's not about you. It's about him. Hoekom kan ons gaan skyn? Hoekom kan ons helder gaan skyn? Nie omdat ons volmaak is nie. Omdat hy in ons leef. So as jy na 2026 se prentjie op die skerm kyk, is dit 'n mooi sonsondergang, dink ek. Lyk mooi. Ook is dit 'n sonsopkoms, ek weet nie. Ons stap 2026 in, ons is 9,5 ure in Suid-Afrikaanse tyd in 2026 in. En ons is nie waarborge nie. Al wat ons het is hoop. En lig vir die volgende tree. Belangrik. Belangrik. Die lig gaan voor ons uit. Toe ek julle genooi het na vandag toe, het ek gesê, geloofsmoed is om die sprong te vat en te weer die lig wag klaar. Ek gaan nie in die duisternis laat nie.
Mag 2026 so 'n jaar van lig wees. Mag dit vir jou 'n ligjaar wees. Omdat die lig wat gekom het, gebly het en helder skyn. Kom ek gee vir julle tyd om so 'n bietjie stil te wees. Here, ons sit hier en ons besef dat tot hiertoe het U ons gedra. Selfs in die skynbaar donkerste gedeeltes van ons lewe was U lig daar. En ons wil vandag kom vra dat U vir 2026 ons oë sal kom oopmaak vir die lig. Ons oë is dalk so toe van die slaap of van die dinge wat ons in ons lewe gebeur dat ons nie meer regtig sien. So ons wil vra, Here, kom, maak ons oë oop. En as dit nodig is, soos hier in Openbaring beloof, dat ons oogsalf moet kry, sodat ons oë gesond kan word en ons kan sien. Dan wil ons vra, kom doen asseblief daardie genesing, daardie operasie in ons lewe. Kom haal die katarakke uit, wat maak het ons hierdie lig sien. Soveel van ons getuig is ons 'n oogoperasie gehad het en die katarakke verwyder is, dan sien ons 'n totaal nuwe wêreld. Dis die gebed en die behoefte van ons hart. Om in 2026 met oop oë die lig te sien. Met nuwe oë na die wêreld te kyk. En te sê, oh, what a wonderful world. Amen. Vriende, ek herinner net dat ons DV Sondag, die 4de Januarie, erediens het 9uur, dis Epifaniefees. Nou, ek het dit al verduidelik, maar kom ek sê gou weer, ons praat in die Engels, veral in die Engelse en in die westerse kerkwêreld, praat ons van the 12 days of Christmas. Nou,
Kersfees die 25ste en Epifanie die 6ste normaalweg is 12 dae. En dan gebeur ons nou elke dag iets so. So dis is hele seisoen, dis nie net 'n dagse gebeurtenis nie. Die 6ste val uit die aard van saak op 'n Dinsdag, so ons gaan nie dan 'n erediens hou nie. Ons hou dit volgende Sondag, die 4de, Epifaniefees. En dit gaan oor Christus se verskyning in die wêreld. Nou dit gaan aan oor die lig, maar ons gaan kyk na spesifieke momente in Jesus se lewe wat gegaan het oor hoe hy sigbaar geword is as die Christus. Hoe mense hom leer ken het. Nou, ek gaan nie Sondag daaroor preek nie, maar die teks wat gekoppel word hier aan onder andere vir Epifanie is die hele ding van die wyses uit die ooste. Sterrekykers uit die ooste se besoek. Ons gaan iewers 'n bietjie stil staan by Jesus se doop. Alles natuurlik nou in lyn met die prentjie wat ons het van ons is op pad kruis toe. Ons is op pad Goeie Vrydag toe. Ons is op pad Paasondag toe. So belangrik dat ons vir mekaar sê dis komende Sondag. Ons gaan dit saam vier en dit saam geniet. Welkom om my te kontak op 083-654-0806, los maar 'n boodskap en ek skakel jou terug. Ek sal ook sien dat vandag maak deel uit van ons WhatsApp wat elke dag uitgestuur is of uitgestuur word om jou te nooi. Ons praat môre verder. Ons praat DV Saterdag en Sondag verder. En dan begin ons met die nuwe ritme vir die week van 5 tot en met 11 Januarie. So, jy sal dit steeds ontvang. Mag dit vir almal van julle 'n baie geseënde dag wees. Geniet dit saam met die mense vir wie jy lief is. As jy op die pad gaan, wees asseblief veilig. Kom veilig terug en mag 2026 vir jou 'n ligjaar wees. Totsiens.